gehoorsaam en ons prys en loof die Here se naam in ons teenwoordigheid. Thank you.
dankie julle almal. James, dankie. Sjoe, terwyl ek gaan sit, so ek sal welkom sê vir elkeen. Baie goed om vir julle in die kerk te hê vanoggend. En mag dit so wees dat ons almal 'n ontmoeting het met die Here, dat hy vir ons aanraak op 'n van 'n wyse. Dis wat hy doen. Hy kom net sy hande op ons, hy vat aan ons en hy inspireer ons. Mag ons regtig geïnspireerd leef, omdat ons vanoggend in sy teenwoordigheid was. Ons gaan voort in hierdie week met ons 40 dae reeks. Ons trek by ons 3de Sondag reeds en ek hoor baie lekker terugvoer van mense af wat in die groepe is en wat deelneem, wat saam lees, saam dink, saam bid. En mag het so wees dat dit ook vir ons absoluut geestelik sal verryk. En dit vir ons vorentoe vat in ons toewyding aan die Here. Vriende, ons het bekend gemaak dat ons vandag so 'n bietjie met u gaan gesels oor ons gemeente se begroting. Ons finansies is deel van ons bestaan as gelowiges. En nou is dit so dat soms 'n gemeente se kultuur is dat mense eintlik praat oor geld en gemeentefinansies. Jy gaan maar net aan, maar ons gee van dankoffers is net so deel van ons toewyding as enigiets anders. En daarom het ons as kerkraad ook daaroor gedink dat ons wil soveel as moontlik inligting oor ons gemeentefinansies aan u beskikbaar stel. Ons sal ook nou in die toekoms op 'n gereelde basis dit doen. Dit is immers die gemeente se finansies, nie die kerkraad se nie. So laat ons daaroor praat. Ons het vanoggend by Gourits gemeente praat broer Boet van Sail daaroor die gemeente se begroting en Hannah Jackson gaan vanoggend hier met ons gesels. Hannah is die voorsitter van ons finansiële en eiendomskommissie. Hannah is uiters bekwaam en sy lei vir ons in terme van ons finansies saam met die kommissie baie duidelik. Hannah, ons wil graag vir jou geleentheid gee. Waar is Hannah nou? Hannah, jy sit hier om lekker met ons te gesels en vir ons in te lig en seker te maak dat almal weet waar ons nou is met ons geldsaak. Dankie Hannah. Jy is welkom. Môre almal. Wag net gou vir die skyfie om te op te kom. Reg, so die 1 Maart begin ons nuwe finansiële jaar en ons noem dit ons begroting van hoop. So hoekom sal ons dit noem ons begroting van hoop? Ek dink ons roeping is immers om hoop te gee. En ons almal is bewus van die borde wat hier op is, die simbool wat daar staan, dat ons hierdie jaar graag 'n stukkie van die hemel wil sigbaar maak hier waar ons lewe. Hoe doen ons dit? Ons doen dit deur ons betrokkenheid en ons bydraes in die verskillende bedieninge. En as ons praat van, daar kan julle sien die 6 verskillende bedieninge, as ons praat van versorging en omgee, dan beteken dit hoe ons betrokke is en wat ons bydra tot ons bejaardes, ons tehuisie by ons kinders, ons armes en ons gestremdes. Onder getuienis, julle sal weet, ons stap al 'n lang pad met die missie in Japan, met Kobus van Sail. Dit is ons betrokkenheid by die sending in die uithoeke van die wêreld. En dan wil ons ook plaaslik betrokke wees met sending en uitreike en ons is ook as deel van die NG Kerk ook betrokke in 'n wyeer gebied as deel van die groter kerk. Onder familie en jeug is dit ons kinders voorskools en skoolgaande. Dit sluit ons aktiwiteite in van ons katekisasieklasse, ons jeugbediening, ons geestelike ondersteuning van jong werkendes wat ons graag meer betrokke by wil wees, ons ouers, gesinne, ons oumas en oupas. Onder ons aanbiddingbediening is dit wat ons hier ervaar, ons eredienste, ons stildienste, ons musiek, ons lofprysing, ons gebedsaambreel, dis alles deel van ons aanbidding. En ek gaan nou net vinnig daardeur, want ons tyd is vandag beperk, ons hoop om deur die jaar 'n bediening op 'n slag te vat en regtig inligting te gee oor sê wat gebeur in daai bediening, waarmee is ons daar besig. Gemeentebediening is die groot een, of dis die groot deel van ons leraars se werk, van waarmee hulle besig is, en mens kan dit eintlik gaan onderverdeel in pastorale sorg en berading, is 'n groot deel van hulle dagtaak, en dan die toerusting wat ons Bybelstudie,
ons geloofsgroei, ons is besig met 40 dae, dis ons alfa wat ons wil doen aan die einde van die jaar, disipelskap, dit alles val daar onder gemeentebediening. En dan gasvryheid, dis waar ons as gelowiges goed saam doen en saam kuier, ons het ons gemeentekamp wat opkom, ons het ons funksies en vierings en ons het partykeer belangegroepe wat by mekaar kom as gelowiges en ons verwelkoming van die nuwe lidmate in ons gemeente. So al daai bedienings kom, wat ons bydra in ons betrokkenheid, het 'n koste, ons noem dit ons bedieningskoste, en daar kan julle sien hoe dit saamgestel is, wat elkeen kry, so die grootste gedeelte, dis 2.2 miljoen in ons begroting hierdie jaar, vir bediening in ons gemeente, die grootste gedeelte daarvan vir pastorale sorg, vir versorging en omgee, aanbidding en toerusting, en dan die kleiner gedeeltes vir die getuienis, familie en jeug en gasvryheid. Right. So daar wat ons nou oor gepraat het, die bedieningskostes, dis daai blou gedeelte wat julle daar kan sien op die regterkant. Dit is nie al kostes wat ons het nie, dis waar ons graag al ons geld wil spandeer, maar enige gemeente het administratiewe kostes en ons het eiendomme wat ons moet onderhou, wat ons in stand moet hou. So die administrasie, dit is skryfbehoeftes en drukwerk, soos ons briefies wat ons kry, ons almanakke, ons telefoon, ons bankkostes, ons lisensiegelde, kantoortoerusting, ons personeel en leraars kostes ten opsigte van administrasie, bestuur en leiding. So dit val alles daarin by die administrasie. Onder eiendom, ek sien hy's 'n bietjie dof, ek is jammer dat julle nie mooi daar kan lees nie, maar dit is, as ons praat van eiendomme, moet ons in ag neem, ons het hierdie gebou, ons kerkkantoor, ons het die kerkgebou in Gourits, ons het die kerkgebou in Wydersrivier en ons het 2 pastorieë. So dis die totale koste om hierdie eiendomme in stand te hou. Dis ons personeelkoste ten opsigte van koster, tuinier, skoonmaakmiddels, alles lê daarin. Ons het ons die ander klein uitgawes, ons het sekuriteit, ons alarms, ons versekering byvoorbeeld kos R102,000 vir die jaar op al hierdie geboue. Ons het nie begroot hierdie jaar vir instandhouding nie, vir al die geboue saam het ons begroot R85,000 vir instandhouding. En dan 'n groot uitgawe is die elektrisiteit, water en sanitasie, soos wat ons weet in ons huise ook. Dit vir ons gemeente is R174,000 wat ons daarvoor moes begroot vir hierdie jaar. So dit gee vir ons 'n totale uitgawe wat ons begroot op 3.6 miljoen. Klink vreeslik, maar as jy dit gaan afbreek en sê in 12 maande, dit beteken eintlik dat elke maand het ons R300,000 nodig om alles te doen wat ons graag wil doen en wat ons moet doen. So hierdie moet befonds word. Waar kom dit vandaan? So as ons kyk na ons inkomstebegroting, sal julle daar sien, ons het ons kollektes, ons het ons dankoffers wat uit ons distrik, uit Gouritsmond en uit die dorp uitkom. Ons het ons 10de maand in graanskenkings, ons het ons dankfeeste en bazaars en ons het 'n spesiale insameling wat ons veiling is. So ek wil net eers, as ek tot daar praat, sal julle sien daar op die regterkant is 'n presentasietjie so wat ons blootgevat het. Ons jaar het nog nie geëindig nie, dit eindig eers die einde van Februarie, maar so goed as wat ons kon het ons bereken wat dit behoort te wees en op dit 'n aanpassing gemaak van tussen 5 en 10% op wat ons vir die nuwe jaar kan verwag. Dan moet ons ook hier wys, ons gelofte offers, ons deurkollektes, wat ons daar kry, gaan net so vir die instansie wat ons het voor gevra het, maar dit is ingesluit by ons uitgawekant, so ons wys dit ook by ons inkomstekant, maar dit het in effek dan nie op ons netto tekort of oor het dit nie in effek nie. En dan sal julle sien hieronder is ook ons rente en verdienste op beleggings en donasies. Donasies kan 'n mens nie voor begroot nie, maar ons is baie dankbaar en ons is dankbaar dat ons hierdie jaar eenmalige ontvangste gehad het van omtrent 280,000 wat 'n verskil gemaak het aan hierdie jaar se inkomstekant. So as julle daar gaan sien, dan sal julle sien 2.7, kom ons sê 2.8 is ons begrote inkomste vir die jaar. En die wat nou in hulle kopsomme gemaak het, sal weet, as jy 3.6 daarvan aftrek, dan het jy nie genoeg inkomste nie. So as julle daar op die bord kyk, sal julle sien, ja, ons inkomste is begroot vir 2.794, die uitgawes, daai 204,000 wat dit daar wys by die netto fondsoordragte. Ons het fondse vir barmhartigheid, ons het 'n getuienisfonds, ons het die vrouediensfonds,
So daar is mense maak bydraes tot die fondse of daar's inkomste wat gegenereer word vir die fondse, dit gaan in die fondse in en van die uitgawes wat ons in ons bedieninge aangaan, word weer uit hierdie fondse uitgedoen. So dis 'n in en 'n uit en dit is hoekom ons daar sê die netto fondsoordrag is 200.000 wat ons begroot om hierdie jaar uit hierdie fondse uit te neem, wat maak dat ons netto tekort op ons begroting 600.000 is. 600.000 is 'n groot getal. En ek is seker daarvan as die meeste van julle het in julle koppe nou ook daai vraagteken wat daar in rooi staan om te sê, hoekom is dit so? En wat nou? Wat maak ons daarmee? So ek dink die eerste ding wat ons moet verstaan is dat in ons inkomste 50%, as ons gaan kyk na die geskiedenis oor die laaste paar jaar, dankoffers bring 50% of meer van ons inkomste in. En as ons gaan kyk wat het met dankoffers gebeur oor die laaste 5 jaar in ons gemeente, dan sal jy sien hierdie is 2021. Ons het die dankoffers wat ontvang is in 2021 gevat. Dit is net hoe COVID klaar gemaak het. En as jy elke jaar se inflasiekoers daarby sit, dan gee daai rooi lyn vir jou wat dankoffers eintlik moes gewees het as dit inflasie aangepas is. En dan het ons gaan kyk en sê, maar wat het werklik met ons dankoffers gebeur? En dis daai blou lyn wat daar is. So, dit is nie, die blou lyn het in die laaste jaar afgekom, maar dis nie dat dit so baie afgekom het. Die groot verskil lê, die gaping wat daar is, tussen wat ons ontvang het en wat dit eintlik moes gewees het as dit inflasie aangepas is. Want ons weet almal dat ons uitgawes is definitief met inflasie en meer aangepas. So, dit is die een faktor wat 'n rol speel in die situasie waar ons tans is. Die volgende groot faktor is daai data of statistiek wat julle daar sien. Ons het in ons gemeente 549, noem het gesinne, huise, ons praat van besoekpunte. So ons het 549 punte en as jy nou in die dorp kyk, of in die distrik, of in Gouditsmond, is die tendens is oral dieselfde. Het ons in die laaste jaar in elke area minder as 25% van daardie gesinne gehad wat 'n bydrae gelewer het tot dankoffers. Dit sluit alle dankoffers in, of dit maandeliks, kwartaalliks of een keer 'n jaar gegee is. Ons het almal bymekaar gereken. En dis ongelukkig wat gebeur is dat minder as 25% van ons huisgesinne moet die befondsing van die gemeente dra. Dit is hoekom ons nou is waar ons is. So dit klink erg, en mense kan verskillende somme gaan maak. Ek het maar een sommetjie net daar gemaak. As ons sê, ons kort 100 en as dankoffers die helfte inbring van die 300.000 wat ons kort, dan kort ons R150.000 se dankoffers in 'n maand. As elkeen, dis hoekom daar bo staan, as elkeen gee, as elkeen van daai 549 gesinne gee en jy deel dit in die 150 in, dan beteken dit ons het R273 per maand per gesin nodig. Hierdie is nie 'n voorskrif nie, dit sê nie elke gesin moet nou R273 gee nie. Daar's gesinne vir wie R100 baie is om te gee. En daar's gesinne vir wie R500 'n maand min is om te gee. Maar dit is net om te wys dat as elkeen gee, dan raak die 600 eintlik baie klein. Dan raak dit haalbaar en dan kan ons dit doen. Die ander manier om na dit te kyk is om te sê, as elke gesin R100 meer gee per maand as wat hy tans gegee het. So die een wat niks gegee het, gee nou R100 en die een wat R200 gegee het, gee nou R300 'n maand. Dan sit met R100 'n maand het ons geen tekort aan die einde van die jaar nie. So wat ek hier wil sê is, as jy daar sit vandag en sê, weet jy wat, my R50 of my R100 gaan nie 'n verskil maak nie, dan is jy verkeerd. Van 10 R100 maak R1000. Elke bydrae, maak die saak hoe klein of hoe groot dit is, maak 'n verskil. En as ons elkeen bydra, dan lyk die prentjie aan die einde van die jaar baie mooi. So, die vraag is wat nou? Ons wil vir niemand vra vir geld nie. En ons wil vir niemand 'n gesprek voer oor hoeveel om te gee nie. Al wat ons vra is dat elke gelowige, elkeen van ons lidmate oor hierdie saak gaan bid en uit oortuiging 'n besluit neem. Ons weet vandag, soos Dominee Nelis gesê het, boetes op Goudits, ek praat hier, julle kry die kennis, ongelukkig is al ons lidmate nie vandag in die erediens nie,
So die volgende stap is dat ons oor die volgende 2 weke inligtingsbriewe by al ons lidmate gaan uitkry, sodat dit verduidelik kan word. In die brief gaan jy 3 opsies vir jou gegee word, of maniere gegee word, om te sê, hoe kan ek my dankoffer gee? Jou kerkraadslid, jou dienswerker is daar om jou te help, as jy hulp nodig het met dit. En dan onderneem ons om deursigtig te wees, om te sê, waarvoor gaan die geld? So dis, waarna Dominee verwys het, om te sê, elke laaste Sondag van die maand gaan ons in die toekoms terugvoer gee, ons gaan sê, hoe lyk ons finansiële stand, en wat doen ons met die geld wat ons ontvang? En van die kerkraad se kant af is ons verbind om met dit wat ingesamel word, regtig die Here te dien in ons gemeente, en daai stukkie hemel te laat sigbaar word. Ek dink dit is dit, ek hoop dit is duidelik, ek wil sê die een wat vrae het, jy is welkom om jou kerkraadslid te kontak, julle is welkom om my te kontak, die 2 weke wat ek nog hier is, en dan Annelle is ons groot bron van kennis daar in die kerkkantoor, maar die eindsaak is dat ons, as ons almal saamwerk, ons het almal samewerking nodig, en ons kerkraad is positief, en ons is volkome vol vertroue dat die Here ons in hierdie saak sal help. Dankie. Dankie Hanna. Hanna sê sy gaan weg, maar sy gaan nou nie heeltemal weg wees. Haar dogter bly in Taiwan. In Thailand, ekskuus, ek sê almekaar verkeerd, in Thailand. En daar kom 'n baba, so sy word weer ouma vir 'n tweede keer daar. En ons sal bly wees Hanna as jy dit baie geniet, en ons hoop dit gaan alles goed gaan daar. Dankie, mens kan dit nie helderder en duideliker doen as wat sy dit gedoen het. Sy spreek van self op 'n manier, en ek dink die boodskap is duidelik en helder. Ons het 'n verantwoordelikheid, en ons gaan dit op een of ander manier, gaan ons dit nakom of nie. Ons het 'n roeping, en jy antwoord op die roeping. As jy niks doen nie, is dit ook jou antwoord. As jy iets doen, is dit jou antwoord. So die Here roep ons, en jy antwoord, en ook wat die gemeente aanbetref, en die instandhouding van die gemeente. Dit is ons roeping. So, vriende, dis op ons tafel, ons maak nie daarvan asof dit 'n sware ding is nie. Dis wat ons doen. Ons het vrede daarmee. Ons kerkraad het goed deurgedink, deurgepraat. Ons is almal op dieselfde bladsy. Kom ons maak dit werk. Dis maar al wat ek wil sê is, ek kan my nie voorstel dat ons dit nie gaan maak werk. Ons gaan dit maak werk, en dan gaan ons terugkyk en feesvier. So Hanna, baie dankie vir jou leierskap, en vir die res van die kerkraad se leierskap, dit help bitter baie. Vriende, so nou gaan ons sing, en ons gaan begin sing, Vlam 40 gaan ons 2 maal sing. En dis 'n lied wat sing van die Here se genade, so kom ons sing die lied, en dan verbind ons tot God en sy teenwoordigheid hier in ons midde. Verheerlik vir my bestaan.
Ons bly net so staan. Kom ons aanbid die Here. Here, ons wil U aanbid. Ons wil jubel oor wie U is. Ons wil juig, Here. Ons wil sing tot U eer. Ons wil U verheerlik. Want Here, U is goed. U sorg vir ons. U dra vir ons. U gee uit U oorvloed vir ons wat ons nodig het, voorsien U. En daarom, as ons vanoggend voor U buig, Here, is dit om heel hier aan die begin te sê, soms wil ek net jubel. Soms soek ek woorde en kry ek woorde om te sê, dis wonderlik om aan U te behoort. Ja, Here, ontvang ons lof en weet dat ons bly en dankbaar is, omdat U ons Here is. Ons prys U naam. Amen. Here groet jou vanoggend, staan maar net so. Die Here groet jou vanoggend met sy seën groet as hy vir jou kom sê, genade vir jou en vrede. Kom ons sing nog. Ons sing lied 201, prys hom die Hemelvors. Waar is die kinders? Kom ek wil julle sien. Ek wil julle in die oë kyk. Kom sit sommer hier voorin. Kom hulle. Ek en die kinders is maat. Het jy lekker geskou Vrydag? Was dit vir jou lekker by die skou? Kry ja, daar by die skou Vrydagmiddag met haar Langehof en baadjie aan, maar sy is so pragtig. Is dit lekker in die hoërskool? Lekker skool. Lekker. Ok julle, so ons is in ons 40 dae reeks en ons gaan hierdie week praat oor geluk, oor vreugde. Dis hoekom ons vreugdeliedere sing. Ons gaan praat oor vreugde. En ek wil gou vir julle 'n skyfie wys en nou moet julle vir my iets sê oor die skyfie wat julle sien. Wat is dit? Dis maklik, nee, dis sonneblomme, nee. Right. So
Maar wat in die skyfie is interessant? Wat is daar, wat is dit? Almal kyk in dieselfde rigting, al die blomme. En dis 'n regte foto, dis nie 'n AI foto. Hulle kyk almal in dieselfde rigting. Hoekom kyk hulle in dieselfde rigting? Sê jy? Hulle koppe volg die son. Is dit 'n waarheid of is dit net 'n storie? Is die waarheid? Dis die AI sonneblomme wat so draai nie. Het jy al 'n sonneblom se kop sien beweeg? Dis die waarheid, né? Dis die waarheid. Sonneblomme se koppe draai en hulle draai na die son toe. Nou sê julle gou vir my, dink julle daar's 'n spesifieke rigting waarna hulle draai? Waar's oos in die kerk? Julle weet van oos en wes en noord en suid, né? Wie gaan vir my wys waar's oos? Oos, daai kant. Nee. Wat is daai kant? Wat is daar, watter rigting wys ek nou? Sê gou. Watter rigting is dit? Noord. Ek weet nie hoe dit is nie, maar party mense se koppe werk mos nie met rigting. Kyk, ek het my vrou ook, sy die kop werk nie met 'n rigting nie. Nee. Daar's ander goed wat fantasties werk, maar die rigting is nie heeltemal nie. Ek weet nie hoe dit met my is nie, maar as ek op 'n plek staan, dan kan ek dadelik sê wat is die rigting. Watter rigting ek nou kyk, watter rigting ek nou stap. Ek kan nou dadelik sê, maar ek stap nou wes. Ek stap wes. Nou gaan ek oos stap. En daai is noord. En daai is suid. Nee. Weet julle dit ook so? My rigting is reg, né? So, daai kant is oos. En weet julle wat doen sonneblomme? Veral jong sonneblomme. Jong sonneblomme draai hulle koppe. Ou sonneblomme kan nie meer hulle koppe draai nie. Ou sonneblomme wat klaar gegroei het, staan stil. En hulle kyk almal oos. Hulle kyk daarna by die son. 'n Jong sonneblom, né? Hy begin in die oggend oos kyk. En soos die son beweeg, draai hy saam met die son. Hy wil soveel as moontlik van daai son kry. In sy gesig. 'n Ou sonneblom, hy kyk maar net oos. Sy kop kan nie meer lekker draai soos my nek wat styf is. Dis hoe sonneblomme werk. Wie wil raai? Sê nou maar 'n sonneblom kop is so groot. Hulle raak, ek kry nou verskillende groottes, maar 'n normale, as 'n boer nou sonneblomme plant soos daai. Kyk hoe groot is daai kop, hy's omtrent so groot. Wat skat julle hoeveel sade is daar in daai sonneblom? Skat. Wat dink julle? Net so raai, so wille raai, toe, raai gou. Sê jy. Enige een, raai. Daar so, as dit kan so tot 2000 saadjies wees. In een sonneblomkop. Dit is verskriklik baie. So, die waarheid is, né, dat ons, die Here wil hê dat ons so sonneblomme sal wees. En dat ons gesigte na hom toe sal draai, en dat ons groei van hom af sal kry. Kyk wat gebeur met die sonneblomme, met tyd. Kyk gou die volgende skyfie. Daai sonneblom kan jy sien, al daai saadjies wat daar is in 'n netjiese rye, in daai sonneblomkop. Nee. En daai saadjies word bestuif deur bye en insekte wat dit bestuif en dan raak dit ryp. En daai geel blare, né, trek die insekte en die bye aan. Hulle kom want dit is mooi en dis in die son, dis geel en hulle sien hier gaan 'n ding aan en hulle kom, né, en hulle ryp. En dan word die sade ryp en dan lyk dit soos op die derde skyfie. Daar's die ryp sade van die sonneblomme. Ek wil gou vir julle 'n werkie gee. Ek wil hê julle moet gou vir my hierdie sonneblom sade uitdeel in die kerk. Want almal van ons gaan sonneblomme plant. So vat so 'n klompie, dan gaan gee julle vir die groot mense, vir elke huis een. Gaan deel dit gou vir my uit. Gaan deel dit gou uit. Ja, vir elke, as jy twee, oom en tannie saam kry een. Gaan deel dit gou uit. Toe gaan gou. Dan kom julle terug.
Maar gee daar vir die ooms en die tannie sonne. Waar bo op die galery ook hoor. Nou maak gou seker, almal kry. Dan gaan sit jy daar bo. Gaan deel uit. Almal moet kry. Sy gaan deel uit. Gaan deel uit. Julle hoef nie te gaan. Laat die kleintjies gaan. Hierso. Gaan deel so 'n bietjie uit. Hierso om julle nog gaan. Hier sit baie mense. Kom, daar agter, kom, gaan deel hier uit. Sonneblomplanttyd is so in Januarie, so hierdie tyd van die jaar, Februarie sal, het julle nog, hierso is nog. Het almal gekry nog nie? Gaan kry gou daar. Gaan deel daar uit. Daar is hy. Sonneblomplanttyd is so Januarie, maar ek dink as mense op Februarie in die grond druk, sal hy nog gaan. En hom water gee. Ons gaan almal sonneblomme plant, want die sonneblomme moet ons herinner dat ons koppe gedraai moet wees na God. Daar is hy. Kom sit julle gou weer. Kom sit julle gou weer. So ons gaan die hele Albertinia nou vir ons sonneblomme maak. By elke huis moet daar so 5-6 sonneblomme staan. En as ons daar verbyloop en sê, aha, mense was in die kerk op die 22ste Februarie verjaar en aha, hulle koppe is gedraai na God toe. Want as jou kop na die Here toe gedraai is en jy wag op die Here en weet jy wat gebeur met jong sonneblom? Luister gou net, deur die nag, as hulle so deur die dag hulle koppe draai, al meer wes, daar waar die son ondergaan, dan in die nag draai dit terug. Julle moet 'n bietjie jong sonneblom nou kyk, hy wat gaan opkom. Kom skattebol. In die nag draai dit terug. Kom. So, die sonneblom is amper asof hy in die oggend wag vir die son, daai jong sonneblom. Hy is al gereed en hy wag, en nou kom die son se strale, en dan laat dit daai sonneblom op sy mooiste lyk. So wat ons in die oggende moet wees, ons moet in die oggende gereed wees, dat die Here sy lig op ons laat skyn, en dan kan ons al die vrug dra, al die saadjies na vore bring, al die vrug dra. En ons gebed vir julle is, dat julle soos jong sonneblomme sal wees. Ons ou sonneblomme, hou som by ons kop so in een rigting, ons weet, né? Waar ons energie vandaan kom, waar ons geestelike krag vandaan kom, julle moet elke oggend seker maak, my kop is gedraai, teruggedraai, tot waar ek die lig ontvang, die son van die Here, sy goedheid, sy liefde, sy goedheid, wat hy vir my gee elke dag. En dan kan ons uiteindelik vrug lewe vir die Here. Is julle reg? Nou, die wonder daarvan is, dat dit 'n mens gelukkig maak. Dat ware geluk is om jou gesig na God te draai, en sy vrug te dra in die wêreld. Julle kan maar gaan. Daar is mense wat vir julle wag vir die katekisasie. Alright. Goed vir julle. Vriende, hier is ongelooflik belangrik. Die vraag is, waar kry ons geluk? Waar kry ons energie om gelukkig te kan lewe? Waar kom dit vandaan? Ons kan nou almal sê, ja wel, ons het dit nou gehoor. By God kry ons dit. Die vraag is, of ons regtig so gedraai is na God. En kom ons toets onsself, kom ons kyk. Ons gaan vanoggend saam lees uit Matteus en Matteus 5, uit die bergrede uit. En ek wil vra dat in julle Bybel soek vir Matteus 5, vers 3. Matteus 5 vers 3.
Matteus 5 vers 3. Kom ons bid. Hemelvader, ons dankie vir hierdie woord. Ons dankie vir ons kinders. Ons dankie Here dat die woord ook in hulle harte leef, dat hulle reeds vir U ken en vir U lief is. En dankie dat U son ook oor hulle skyn en dat hulle koppies elke dag na U toe gedraai is. En Here, dankie dat ons gesigte na U toe gedraai kan wees, sodat ons Here van U energie ontvang, sonkrag ontvang, om vrug te lewer, om 'n getuienis in 1000-foud te lewer met ons lewe. En dis ons gebed, Here, dat ons waarlik 'n gelukkige mense sal wees, omdat ons gesigte na U toe gedraai is, en by U leer elke dag wat dit is, wat dit beteken om werklik gelukkig te lewe. Ons gaan nou lees hier uit U woord, uit U kosbare woord. Ons gebed is dat U vir ons oop harte sal gee en oop lewens om die woord te ontvang. In U naam. Amen. Toe Jesus die skare sien, het hy teen die berg opgegaan. Hy het gaan sit en sy disippels het na hom toe gekom. Ons het nou 2-3 goed gedoen al in die reeks. Ons het die eerste Sondag gesê, Jesus is gekroon as koning, sy koninkryk kom. Hy sê sy koninkryk kom, dis die goeie nuus. En dan word hy gekroon en uiteindelik neem hy die plek in die hemel op die troon van die heelal. En toe het ons gesê, hy wil sy koninkryk nou laat aanbreek hier, sodat dit reeds hemel op aarde word. En dis ons tema vir die jaar, soos in die hemel. Ons wil reeds, soos die geluk wat in die hemel is, ook geluk op aarde hê. Ons wil, soos God se wil daar geskied, wil ons dit ook hier in Albertinia laat geskied. Dan weet ons, raak het hemel op aarde. So vanoggend lees ons hoe hy sy heel eerste preek begin. En hy begin dit met hierdie woorde. Hy begin praat en hulle geleer gesê, gelukkig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Gelukkig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf. Gelukkig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Gelukkig is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. Gelukkig is die wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien. Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Gelukkig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is julle, wanneer die mense julle om my ontwil beledig en vervolg, vals beskuldig van alles wat sleg is. Wees bly en jubel, omdat julle beloning groot is in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Die vraag is of ons regtig gelukkig is. Of ons regtig gelukkige mense is. En dan is die goeie nuus, dat wanneer Jesus sy koninkryk kom vestig, hy wil hê mense van sy koninkryk moet gelukkig wees. Hy wil nie 'n koninkryk hê waarin die volgelinge van sy koninkryk, die burgers van sy koninkryk, ongelukkige mense is. Hy wil 'n koninkryk hê van gelukkige mense. Stel jou voor, die koninkryk het bestaan uit mense wat oorwegend 'n lewenshouding van geluk het, van vreugde het, van dankbaarheid, van blydskap. Nou die Jode het 'n stelsel gehad van reëls en hulle het gesê, wel, dit sal met jou goed gaan as jy al die reëls gehoorsaam. En dan kom ons agter maar Jesus se koninkryk gaan nie oor die gehoorsaaming van 'n klomp reëls nie. Trouwens, hy begin nie deur te sê, weet julle wat, ek gaan vir julle nuwe reëls gee. Hy begin met hulle praat oor geluk in die koninkryk van God, van die hemel. Maar dit maak sin. Ek bedoel, as ons weet tog in die hemel is daar volmaakte geluk. So as jy iets van die hemelse koninkryk hier wil sien gebeur, moet die geluk inbreek, moet die geluk wees. Daar's 'n Joodse rabbi wat geskryf het, when all you ever wanted is not enough.
As alles wat jy wou gehad het, nie genoeg is nie. Mens kry mense wat meer en meer begeer, en is asof die geluk hulle ontwyk, want hulle het al alles wat hulle begeer het, maar dan is dit nog steeds asof dit nie geluk bring. Nie ware geluk nie. Ellen Reid vertel dat hy later in sy lewe ontdek het dat hy sy geluk op verkeerde fondamente gebou het. Hy sê die eerste ding waarop hy sy geluk gebou het was sommer net sy optimisme van sy jeug. Toe het hy drome gedroom en van die drome het gerealiseer en toe het hy gedink hy is nou baie gelukkig. Die tweede fondament waarop hy gebou het was materiële voorspoed. Hy het gedink as hy baie geld het en dit met hom materieel, finansiëel goed gaan, dan sal hy baie gelukkig wees. Verder het hy sy geluk gebou op die gevoel dat hy in beheer is van sy lewe. Dat alles gebeur is soos wat hy dit beplan het en hy in beheer is van sy lewe. Maar toe het hy ontdek, hy is nie altyd in beheer nie en daarom was hy diep ongelukkig. Verder het sy geluk saamgehang met die feit dat hy nie oor die dood en allerlei moeilike goed wou dink nie en dat hy dit vermy het en draai daarom geloop het, maar hy toe met die tyd agtergekom, die goed haal jou in en jy kan nie weggehardloop daarvan nie. Toe het hy besef, maar nie een van hierdie 4 goed gee vir hom ware, diep geluk. Die vraag kom daarom onwillekeurig by mense op, wat is jou bron van ware geluk? Waarna streef jy? Het jy iets waarna jy streef? Of loop en val jy soms so van bietjie plesier tot bietjie plesier, sonder dat jy regtig diep geluk ken en aan boord geneem het? Nou die Griekse woord vir geluk is eptygia. Die woordeboek vertaal het met happiness, die Grieks-Engelse woordeboek, met happiness. Nou, happiness, die woord, as jy die woord happiness opbreek, die Engelse woord, dan hoor jy begin met as it happens, sê ons in Engels, soos dit gebeur. Happiness gebeur soort van 'n bietjie met jou en dan is dit baie lekker. Happiness is tydelik. Dit is om vrolik te wees en bly te wees, opgeruimd te wees, jolly te wees. Dis is om jolly te wees. Happiness. Dis daai woord geluk, eptygia. Om jolly te wees. Want daar's dis lekker om jolly te wees. Dit was ook baie lekker. Maar jy sal dadelijk ons nou weer jolly wees of daai happy wees, gelukkig wees, is die diep geluk waarvan ons hier praat. En daarom gebruik Jesus 'n ander woord vir geluk as eptygia. Hy gebruik die woord makarios. Dis 'n ander woord vir geluk. So hy's baie spesifiek wat 'n soort geluk hy praat. Hy praat nie van die eptygia geluk nie. Hy praat van makarios in Grieks. Dis 'n dieper geluk. Die woordeboek sê, dis 'n soort geluk wat jy amper kan beskryf wanneer mense 'n babatjie het. En jy die ouerpaar sien. Ek het nou die week dit gesien. Die ouerpaar met 'n babatjie sien staan en daai diep geluk wat jy waarneem by hierdie twee mense van vervulling en tevredenheid en dankbaarheid en genade en goedheid. En jy sien daai hele ervaring by hierdie mense. Dit staan oor hulle geskrywe. En jy sien dit kom van binne af. Dis 'n dieper geluk. Jesus wil hê ons moet in sy koninkryk so gelukkig wees dat jy 'n diep vervullende ervaring het van die lewe met hom hier op die aarde. 'n Dieper geluk. Die geluk wat hy voorstel, vind ons in 'n bepaalde lewenshouding, in 'n lewensgesindheid. Dit lê nie in bekkies wat jy gehoorsaam nie, dit lê in 'n diep lewenshouding en gesindheid wat jy moet openbaar om daai geluk te ontvang. Dis 'n vreemde geluk in sy koninkryk. 'n Vreemde soort geluk, maar dit is meer as jolliness en happiness, verseker, dis standhoudend. Dit lê
in die binnekant van jou bestaan. Dis nie net so oppervlakkig. En dan maak hy 9 voorstel. Hy het 9 goed wat hy sê, en ek gaan net so vinnig daar deurdraf. Hy sê, gelukkig is die wat arm van gees is. Nou weer eens, jy kry 2 woorde in Grieks vir arm. Die een is pennes, as jy pennes arm is in Grieks, het jy dan nog so 'n bietjie. Jy het daarom nog net genoeg om van te leef. Jy oorleef net. Jy's arm, maar jy het daarom nog elke dag iets. Dis pennes. Dan is daar woord togos in Grieks. Dit is 'n woord wat Jesus hier gebruik. Hy sê geseënd is die wat God arm is. Dan het jy niks. Dan het jy heeltemal niks. Jy het nie kos op jou tafel, jy het niks. Geseënd is die wat so arm is dat hulle totaal van God afhanklik is, dat hulle uitroep, my Here, my God, vandag is u dag. Ek kan net leef as u vandag vir my voorsien. Hy sê geluk begin daar, waar ons alles wat ons het ontvang, soos 'n mens wat tog ons arm is. Dit kan ontvang as jy na hom toe kos of klere of guns of oes of wat ook al bring en hy het sy arms uitsteek en sê jy red my lewe. Hy sê dit bring 'n vreemde geluk in die koninkryk van God wanneer mense so leef dat hulle alles wat hulle het en alles wat hulle is so ontvang. O Here, daar sonder het ek nie gelewe. En dan ook weet, dit behoort nie aan my nie. Ook my eie hardwerkendheid en intelligensie en alles ontvang ek as gawe van God. Dit maak my nie beter dat ek kan hard werk nie. Dis 'n geskenk van die Here. So dis waar die geluk begin, sê hy. Dis hoe hy die lewe in die koninkryk, daai ingesteldheid begin beskryf. Hy sê begin sommer daar, waar jy niks het nie, waar jy met jou leegheid voor God staan en alles wat jy het ontvang. En dit as 'n geskenk hanteer uit genade uit, dan sal jy regtig gelukkig wees. Maar as jy eers op die punt is waar jy alles as 'n reg beskou en eintlik omdat jy so hard gewerk het, nou moet jy en nou voor God staan en voor die lewe staan en sê maar hierdie is eintlik 'n verpligting wat my moet toeval. Ek wil dan gaan jy ongelukkig wees. Jy sal ongelukkig wees. Hoor wat ek sê, want jy gaan nie altyd kry wat jy dink jou toekom. Jy sal ongelukkig wees. Hy sê die tweede ding is gelukkig is die wat treur saam met die wat treur. Gelukkig is die wat empatie het. Die hemelse geluk begin by afhanklikheid en by empatie verander. Julle weet wat is empatie? Dis wanneer jy jouself in die skoene van ander plaas. Gelukkig is die wat hulle self in die skoene van ander plaas. Nie so maklik oordeel nie. Nie so maklik uit die hoogte uit sê hoe sleg en hoe simpel en hoe wat ook al die mens is nie, maar jouself in daai mense skoene plaas en vanuit daai plek uit kyk na wie hy is of sy is en wie jy is. Gelukkig sal jy dan wees. Gelukkig. Hy sê wie dit doen sal beleef dat ander hulle ook in jou skoene plaas. Dis die belofte. Hy sê as jy dit so leef dat jy jouself in ander se skoene plaas, sal ander hulle self in jou skoene plaas. En dit sal vir jou geluk bring. Dink 'n bietjie, dink. Hy sê geseënd is die sagmoediges. Nou, ons sê nice guys come second. Nie moet sagmoedigheid nie, maar sagmoedigheid het 'n baie besonderse betekenis in daai tyd gehad. 'n Ou Griekse wysgeer het al gesê, sagmoedigheid wys na 'n ding soos 'n oorlogsperd wat sterk is, maar onder beheer. Sterk, maar onder beheer. Ek is sterk, maar ek het self beheer.
Ek raak jy aan die vloek en skree en skel en gaan te kere en gooi arms rond en kraak af en ek af en raak mal. Gelukkig is die vir wie die Here gesorg het. En dan moet selfbeheersing kan lewe. Dit sal jou gelukkig maak om met selfbeheersing te lewe. Sagmoedig beteken eintlik selfbeheersing. Hy sê hulle sal die aarde erf. In my ervaring van die lewe is dit inderdaad die wat met selfbeheersing leef. En hulle self kan handhaaf. Maak nie saak hoe sterk hulle is nie. Hoeveel woorde hulle het, hoeveel mag hulle het om te kan seermaak. Nie daai weg opgaan nie, maar met selfbeheersing kan lewe. Dis hulle wat die aarde beerf. Die vierde sê, gelukkig is die wat honger en dors na geregtigheid. Nou, geregtigheid is 'n ding waaroor ons nog baie gaan praat. In Matteus Evangelie het 'n groot ding. Hy sê, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid en alles sal vir julle gegee word. Geregtigheid is belangrik. So waarvan praat hy? Nou geregtigheid in die Bybel het twee goed. Een, God se geregtigheid om my wat 'n sondaar is te red, vreemde geregtigheid. Maar ook die geregtigheid om alle mense na eweveel waarde te skat. Dis ook 'n geregtigheid. Dis die een ding wat reg deur die Ou Testament, reg in die Nuwe Testament inloop, is 'n besef dat op God se skaal alle mense gelyk weeg en dat daarin volg dat ons mense op God se skaal gelyk weeg. En elke mens laat reg geskied. Aan elke mens. Hy sê, gelukkig sal jy wees. Gelukkig sal jy wees. As jy die geregtigheid van God om vry te spreek, sondaars vry te maak, maar gelukkig sal jy ook wees, wanneer jy aan elke mens wat oor jou pad kom, laat reg geskied. Laat reg geskied. Gelukkig is die barmhartiges. Ek dink ons verstaan wat dit beteken. Die wat uit die goedheid van hulle hart vir ander sorg en gee. Nou, ek gaan nie veel meer daaroor sê nie, ons praat baie daaroor. Gelukkig is die wat suiwer van hart is. Hy gebruik die woord katargos. Katargos beteken dat 'n ding suiwer is 'n lap met een soort materiaal, een soort stof. Dis soos 'n saailand waarin daar nie onkruid is. Dis as jy kan daarop reken, hierdie saad is 'n suiwer koringsaad. Dis soos olie, olyfolie wat onverdun is. Dis egte 100% wol. Julle hoor hom. 100% suiwer olie. Hy sê, gelukkig is die wat met suiwerheid leef. In ons Afrikaans vandag sal ons sê, gelukkig is die wat met integriteit leef, wat nie twee gesigte het nie, wat altyd dieselfde is, voor en buite jou. Gelukkig is elke mens wat met integriteit leef. Dis die vreemde goed wat Jesus sê nie, gelukkig is elkeen wat voor ander is, wat hy agter ander is. Gelukkig is 'n suiwerheid van hart. Hulle sal God sien, sê hy. Ja, hulle sal oë hê vir God se teenwoordigheid en sy heiligheid. Gelukkig is die vredemakers. Nou, Jesus het in Aramees gepreek en Aramees gepraat. Die teks was oorspronklik waarskynlik in Aramees. Ons het nie 'n weergawe van daai teks nie, maar die woord wat ons ken in Aramees en Hebreëus is shalom vir vrede. Shalom. En shalom beteken nie net vrede nie. Shalom beteken heelheid. Heelheid.
Gelukkig is die heelmakers van verhoudings. Gelukkig is die mense wat mense by mekaar bring om verhoudings wat stikkend geraak het heel te maak. Gelukkig, dis 'n vreemde geluk in die koninkryk van God, die heelmakers van verhoudings is gelukkige mense. Vriende, as ek my eie getuienis hier moet lewer, hoe beperk dit ook al is daar die een ding wat in my lewe vir my uitstaan, is die oomblik en die geleenthede wat die Here vir my gegee het om verhoudings heel te maak. Groot goed en groot verhoudings en klein goedjies en klein verhoudings wat ook groot verhoudings is. Maar om in daai spasie in te stap om mense na mekaar te trek en te sê, kom ons dink weer oor ons verhouding en laat Christus se liefde dit net maak. Dis oorvloeiende geluk wat daaruit na vore kom. Gelukkig is die heelmakers van verhoudings. Interessant, in Aramees gebruik hulle nie die werkwoordjie is nie. Is of was of het gewees of wat, dit kom nie daar voor. So, die teks sou gelees het, o gelukkig die heelmakers, die vredemakers. Sonder 'n is. Sulke uitroepe. O die volkome geluk, sê hy, van hulle wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is. O die volkome geluk van hulle wat uit oortuiging uitleef. Wat nie rondgeslinger word deur elke ding nie, maar wat uit oortuiging uitleef. O die volkome geluk. Dis 'n geluk wat kom omdat jy nie uit jou ego uitleef nie. Dis 'n geluk wat kom omdat jy selfloos geregtigheid vir ander najaag. Dis 'n geluk omdat jy sonde op sy naam noem. Uit oortuiging uit kan opstaan en sê, wel, dis wat ek glo, dis wie ek is. Dis hoe God my gemaak het. Gelukkig is die. Gelukkig is die wat uit oortuiging uit God verheerlik met passie. Al bring dit vir hulle teenstand. Hy sê aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Mense wat uit oortuiging uitleef, het 'n koninkrykservaring, dis soos in die hemel, want daar is oortuiging 100%. Die laaste ding wat hy sê, gelukkig is julle wanneer julle beledig word. Die hemelse geluk word immers nie gevind op aarde, op een of ander spesiale plekkie waar daar nie aanvegting is, waar dit alles net maklik is. Ons leef hier in 'n stikkende wêreld, ons leef tussen mense wat nie koninkryk verstaan nie. Hulle oordeel jou, hulle minag jou, hulle is jaloers op jou, hulle is bang jy's meer gewild as hulle. Hulle is bang hulle steek sleg af by jou. Hulle is bang hulle word ontbloot deur jou goedheid. Hulle kraak jou af, hulle beledig jou. Hulle probeer almal aftrek na die vlak waar hulle presteer. Koninkryksgeluk is nie 'n ontvlugtende geluk nie. Ons leef in 'n wêreld vol jaloesie en naaiwer en al hierdie goed wat mense in hulle harte huisves. Negatiewe goed. Koninkryksgeluk word gevind in 'n wêreld vol bravade. Sonder afhanklikheid van God, sonder empatie, sonder selfbeheersing, sonder geregtigheid, sonder omgee vir swakkes, sonder integriteit, sonder vrede. In so 'n wêreld leef ons. Daarom is jy gelukkig as jy die koninkrykslewe leef, die koninkryksgeluk kan hê, te midde van dit alles. Te midde van belediging en alles wat stikkend is. Maar oor die beloning, nou reeds, om met die smaak van die hemel te leef, om met die flair van die hemel lief te hê en om te gee en te dien, oor die geluk om te weet, ek gaan hierdie geluk wat ek nou het, gaan ek volledig ontvang aan die einde van my dae. Die geluk van die koninkrykslewe is meer as 'n happiness. Dis 'n dieper bevrediging. Dis 'n lewenskwaliteit wat met niks anders vergelyk kan word nie. Beter, meer, dieper in afhanklikheid.
in afhanklikheid, in empatie, in selfbeheersing, in geregtigheid en barmhartigheid, in integriteit en in die heelmaak van verhoudings, in vreesloosheid, in oortuiging, lê daar geluk, wat die lewe 'n beter plek maak as wat jy ooit kon droom. En daar is my gebed dat ek en julle nou alreeds hierdie hemelse geluk sal beleef. En dat dit vir ons al beter sal wees, dat ons gesigte sal gedraai wees na die bron van geluk. Dat ons die geluk by God sal bly kry. Ek bid dit. Hemelvader, dankie dat U die bron is van ons geluk. Dankie dat ons die hemelse son reeds nou kan ontvang. En reeds nou, Here, met hierdie geluk kan begin woeker. Die geluk van afhanklikheid en integriteit en sagmoedigheid en reinheid. Die geluk van geregtigheid soek en najaag. Die geluk van verhoudings heel maak. Die geluk van oortuiging. Die geluk van 'n vreesloosheid. Omdat niks in die wêreld kan vergelyk met die dieper geluk van leef in God se aanbrekende koninkryk wat oor die aarde versprei, waar ons die geluk beleef van U koninkryk. Kom maak ons diep gelukkig, Here. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, daar is geleentheid om die Here te dien met ons offergawe.
ons bid saam. Here, James hou hierdie sakkies vas, waarin die geldjies is wat ons nou hier ingegooi het. Here, dit maak ons gelukkig, om dit te kan ingooi in daai sakkie in, omdat dit U sin is, omdat dit iets sê van ons totale afhanklikheid van U, omdat dit sê dat dit nie aan ons behoort nie, dat dit U sin is, dat dit wat ons ontvang aan U behoort en dat ons dit teruggee vir U. Alles wat ons het, Here, ons gawes, ons vermoë, ons kapasiteit om te kan dink en praat en speel en ons gee dit alles terug aan U, ons wy onsself aan U, Here. Soos die geldjie, Here, net 'n simbool. Ons gee alles aan U, want ons ontvang dit van U. Daarom wy ons dit aan U. Mag U dan verheerlik word daarmee, Here, met die geldjie, maar ook met ons hele lewe. In U naam. Amen. Ons gaan afsluit dan sing ons die oorwinningslied, Vlam 57, kom ons sing dit hartlik saam. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met jou elke oomblik, elke dag tot aan die volëinding. Amen.